Goeiemôre. Ons gaan lees uit 1 Johannes hoofstuk 4, so julle kan dit so lank gaan opsoek. 1 Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4, ons gaan die hele 1 Johannes 4 lees, en ek wil graag vra, hou julle Bybels oop. Ons gaan die hele tyd terugverwys na die Bybel toe. So 1 Johannes hoofstuk 4, ek lees uit die 2020 Afrikaanse vertaling. Geliefdes, moenie elke gees glo nie, maar toets die geeste of hulle van God kom. Want daar is reeds baie valse profete in die wêreld. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus vlees geword het, is uit God. En elke gees wat dit nie van Jesus bely nie, is nie uit God nie. Maar as die gees van die Antichrist, van wie hulle gehoor dat hy kom en wat nou reeds in die wêreld is. Julle kinders is uit God en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld en daarom praat hulle soos die wêreld en luister die wêreld na hulle. Ons is uit God, en wie God ken, luister na ons. Wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit herken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Geliefdes, laat ons mekaar lief hê, want die liefde is uit God en elkeen wat lief het, is uit God gebore en ken God. Wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Hieraan weet ons dat ons in hom bly en hy in ons. Hy het ons aan sy gees laat deel kry. En ons het dit aanskou en ons getuig daarvan dat die Vader die Seun as verlosser na die wêreld gestuur het. Wie ook al bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. Ons ken en vertrou die liefde wat God vir ons het. God is liefde. En wie in liefde bly, bly in God en God bly in hom. Hieraan het die liefde onder ons tot vervulling gekom. Ons sal op die oordeelsdag vrymoedigheid hê, omdat ons in hierdie wêreld ook soos Jesus is. In die liefde is daar geen vrees nie. Inteendeel, volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Want vrees het te doen met straf, en wie vrees het nie volmaak geword in die liefde nie. Ons het lief, omdat ons eerste lief gehad het. As iemand sê, ek het God lief, en sy broer haat, is hy 'n leienaar. Want wie sy broer wat hy sien, nie lief het nie, kan nie God lief hê wat hy nie sien nie. En dit is die gebod wat ons van hom ontvang het. Wie God lief het, moet ook sy broer lief hê. Ons gaan net lees tot daartoe. Ek wil vir ons 'n gebed doen, en ek gaan die gebed doen uit een van die psalms. So kom ons bid saam. By U, Here, skuil ek. Laat my nooit beskaamd staan nie. Red my en bevry my deur die geregtigheid. Here, asseblief, draai U oor na my en verlos my. Wees vir my 'n rots, 'n skuiling waarin ek altyd kan gaan. Wat U beskik vir my verlossing. Ja, U is my rotsvesting en my bergskuiling. My God,
Bevry my uit die hand van goddeloses, uit die greep van hulle wat onreg doen en verdruk, want U is my hoop, my Heer. Here, van my jeug af al stel ek my vertroue in U. Op U steun ek van die moederskoot af. Uit die ingewande van my moeder het U my losgeknip. U alleen loof ek deurentyd. Daar's menigte mense vir wie ons as Christene, Here, regtig 'n slegte teken is. Maar U is ons sterk vesting. My mond is vol lof vir U. Die hele dag lank vol van U heerlikheid. Amen. Ons leef in vreemde tye. Ek weet nie hoeveel van wat hierdie week in die nuus gebeur het, julle na gekyk het nie. Maar julle sou gesien het dat Charlie Kirk, wat 'n patriot is in Amerika en wat ook 'n diep Christen is, in hierdie week vermoor is. Dat hy van 'n afstand af doodgeskiet is, en die ergste is dat baie mense daaroor jubel. Dat hulle bly is dat iemand wat die waarheid gepraat het, stil gemaak is. Ek wil bitter graag hê dat ons as ware Christene ons Bybels beter sal leer ken en dat ons regtig verstaan wat die Here vir ons sê. So ek wil vandag so klein bietjie praat oor hoe lyk God se liefde. En ek wil dit doen na aanleiding van 1 Johannes hoofstuk 4. Ek wil hê dat ons weer 1 Johannes 4 vers 8 gaan lees. 1 Johannes 4 vers 8 sê, wie nie lief het nie, het God nie leer ken nie, want God is liefde. Ek wil ook vers 9 vir julle weer lees. Hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar, dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Kom ons lees vers 10 ook. Hierin bestaan die liefde van God. Nie dat ons God lief gehad het, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as versoening vir ons sondes. 1 Johannes 4 vers 8 sê, God is liefde. Luister mooi wat staan daar. God is liefde. God het nie liefde nie, dis nie asof God 'n potjie liefde by hom het, of hy is liefde. God is die bron van liefde. En omdat God liefde is, kan God en net God vir ons sê wat liefde is. God definieer liefde. So as ons wil weet wat liefde is, gaan ons by God moet stilstaan. Jy kan nie liefde op 'n ander plek gaan leer as net by God nie. As ons gaan kyk wat die definisie van liefde is, dan vers 9 en vers 10 sê vir ons, hierin is die liefde van God aan ons geopenbaar. Dat God sy unieke seun na die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan leef. Hierin bestaan die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het vir versoening vir ons sondes. Daai woordjie openbaar beteken om te wys. Die woordjie openbaar beteken om te wys. So God wys, God demonstreer vir ons wat liefde is. Ons as mense verstaan nie regtig wat liefde is, voordat God dit vir ons wys,
Voordat God dit vir ons openbaar, oopmaak, voordat God dit vir ons demonstreer nie. Ek wil julle met my nou baie mooi hoor. Liefde het nie van nature 'n plek in ons harte nie. Ons moet dit aanleer van God af, en daarom wys God vir ons wat liefde is. Julle, ek wil vir al die jong mense, so almal, ek weet nie wat jong deesdae nie, ek is, like in my middeljare, anyway, so kom ons sê enigiemand wat groot geword het met computers, vir wie computers, dit was nog altyd daar. Almal after computers met ander woorde. Ek wil vir julle sê, ek is baie bly, ek het in julle leeftyd groot geword hier. Want julle word gebombardeer met inligting op julle selfone en by die skole en op die TV en op die internet. Ons het TV in my huis gekry, toe was ek al in graad 4. En TV was van 6 uur tot 7 uur. Wel, later het 6 tot 8 geword. Daar was nuus, en daar was Haasda se nuuskas, en dis wat daar was. Maar, ek is nie so besoedel deur die internet, en deur die stories op TV, as wat die nuwe generasie is hier. Julle word gebombardeer met idees, en idees wat net verkeerd is. Een van die nuwe goede, en ek sien dit baie deesdae, jy sien dit oor en oor. Mense wat sê, as ons babetjies is ons volmaak. En dan staan daar, babetjies het volmaakte liefde. En dan wys hulle 'n prentjie van 'n wit seentjie en 'n swart dogtertjie en 'n ryk kind en 'n arm kind, wat vreeslik lekker saamspeel. En dan sê hulle, wit kindertjies, swart kindertjies, arm kindertjies, ryk kindertjies, speel heerlik saam. En is net groot mense wat vir kinders leer om op te hou lief hê. Regtig? Ek het die voorreg gehad om 'n pigeon pair te hê. So ek het 'n seentjie en 'n dogtertjie. En ek het 'n seentjie en 'n dogtertjie grootgemaak. Hulle het die liefde gehad van die dag wat hulle gebore is. Hulle het mekaar gebyt. Hulle het hulle maatjies gebyt. Hulle het my gebyt. Hulle het beklei en hulle het geskree. Hulle het geweier om speelgoed te deel en hulle wou mekaar so sweet sê. Liefde leef nie natuurlik in enige mens hart nie. Babetjies is nie onskuldig nie. Hulle is net klein en cute, dis al. Ons as ouers moet vir ons kinders leer wat liefde is. En die enigste plek waar ons die definisie kry van ware liefde is by God. Dis die eerste ding. Tweede ding. God se liefde is baie sterk gevestig, gewortel in God se geregtigheid. Ons lees dat God vir Jesus gestuur het as versoening vir sondes. Nou wat presies beteken dit? Dit beteken, God het nie al ons sondes net afgeskryf nie. God het nooit gesê, julle het die wêreld gebreek, julle maak mense dood, julle lieg en bedrieg, julle steel, julle verneek mekaar, julle haat mense, julle vloek, julle beklei, julle skel, ag, maar dis maar oukei. Kom strek net 'n streepie deur al julle stoutighede. Dis nie die Bybel nie. Nee. God het Jesus aarde toe gestuur. En toe Jesus aarde toe kom, het die hel oor Jesus se kop losgebars. God bly die regverdige regter. En elke sonde moet
gestraf word en is gestraf. Aan die kruis van Golgotha het bloed in Jesus se oë ingeloop, omdat ek gelieg het. Aan die kruis was Jesus se rug stikkend geslaan deur swepe. Swepe waarin mense klippe en glas en enige ding ingewerk het. Aan die kruis het soldate en geestelike leiers in Jesus se gesig gespoeg, omdat ek en jy baie keer lewe asof ons God nie ken nie. Aan die kruis het hulle spykers deur Jesus se hande geslaan, omdat ons hande sulke verskriklike goed aangevang het. Aan die kruis het Jesus geskree, my God, waarom het U my verlaat? Verstaan asseblief baie mooi. Sonde word nie verskoon nie. Sonde word vergewe. Nadat Jesus gestraf is vir sonde. En dis liefde. Liefde is nie 'n regter wat 'n moordenaar net laat gaan op borgtog om vir hom sê, moenie worry nie, dis nie so erg nie. Dis presies so erg. En daarom het die hemelse regter sy eie kind die straf laat dra. En daar is deesdae ook allerhande weird mense wat hulle eie definisie vir liefde wil gee. Hulle wil self sê, kan God so rof wees om sy eie kind te straf? Asseblief onthou baie mooi. Jy en ek definieer nie liefde nie. God definieer liefde. God wys vir ons, God openbaar vir ons wat liefde is. Ons moet liefde by God aanleer. Dit kom nie vir ons natuurlik nie. Een van die belangrikste lesse van liefde, wat God vir ons kom openbaar het, wat God vir ons kom wys het, is dit. Liefde en hou van is nie dieselfde ding nie. Ek wil vir julle Matteus 5 vers 43 tot 46 gaan lees. In Matteus 5 vers 43 tot 46, dis deel van die bergpreek. Hierdie is die Here Jesus se presiese woorde, wat die Here Jesus sê, julle het gehoor, dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemele. Hy laat immer sy son opkom oor slegte en goeie mense, en hy laat dit reën oor wetsgehoorsaames en wetsverbrekers. Een van die maniere waarop God ons liefhet, is dat God vir ons sorg. God gee reën vir goeie mense, en God gee reën vir slegte mense. God gee sonlig en hitte en sonskyn vir goeie mense, en God gee sonlig en hitte en sonskyn vir slegte mense. Jy en ek gaan moet leer, ons hoef nie van iemand te hou om vir hom lief te wees nie. Dit lyk vir my, liefde is somtyds om goeie dinge te doen vir mense van wie jy net mooi niks hou nie. Kan ek dit weer sê? Liefde is somtyds om goeie goede te doen vir mense van wie jy net mooi niks hou nie. En kan ek vir julle sê,
Kom ons praat net gou verder hieroor. Liefde is om goeie goed te doen van mense van wie jy net mooi niks hou nie. Huweliksliefde is soms om lief te bly vir iemand, terwyl jy op daai stadium net mooi niks van daai persoon hou nie. God se liefde is ook 'n troue of standvastige liefde. In die Bybel gebruik God dikwels, baie dikwels, die beeld van 'n huwelik of 'n troue of 'n bruilof om sy liefde vir ons te verduidelik. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 19 vers 5 tot 8. En 'n stem het van die troon af gekom wat sê: Loof ons God, julle wat vir hom ontzag het, al sy diensknegte, geringes en magtiges. En ek het iets gehoor, soos die klank van 'n groot skare, en soos die klank van baie waters, en soos die klank van swaar donderslae wat uitroep: Halleluja! Die Here ons God, die Almagtige, het sy koningskap opgeneem. Laat ons bly wees en jubel en hom die heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek. En sy bruid het haar gereed gemaak. En sy is toegelaat om blinkklere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne is die regverdige dade van die heiliges. Die kerk is die bruid van die Here Jesus. En omdat God se liefde vir ons sy bruid 'n troue en standvastige liefde is, verwag God van my en van jou ook getroue, standvastige liefde. Daar sekere goede wat ek glad nie verstaan nie. En julle verstaan dit ook nie, want julle het uit die algemene sonora uit onttrek. Ek kan nie verstaan dat dominees kan sê, jy kan God in dieselfde gebou aanbid saam met Hare Krishna en Allah nie. As ek by die huis kom, en ek sê vir my vrou se naam is Tia, as ek by die huis kom en ek sê vir haar, Rebecca, ek is lief vir jou. Weet jy hoeveel soorte hel gaan om my kop losbars? Die Bybel sê dieselfde. Eksodus 34 vers 14 lees ons, dat God 'n jaloerse God is. Ons lees, want jy mag nie voor 'n ander God in aanbidding buig nie, omdat die Here wie se naam besitlik is, 'n besitlike God is. Dis die 2020 vertaling. Ek dink die 1933 vertaling het dit beter gesê, wanneer hy sê, want jy mag jou nie neerbuig voor 'n ander God nie, want die Here se naam is jaloers. 'n jaloerse God is hy. Ek wil dit onomwonde stel, as jy in 'n kerkgebou instap, waar Allah saam met God aanbid word God nie aanbid nie. Die Nuwe Testament sê vir ons presies dieselfde. Wanneer Jakobus vir ons sê, Jakobus 4 vers 4 tot 6, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloesheid begeer God die gees wat hy in ons laat woon het? Maar hy gee groter genade, en daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar in die nederiges gee hy genade. God se liefde is 'n ewige, onveranderlike liefde. Dis die tipe liefde waaroor mens net kan droom. Dis die tipe liefde waaroor mens kan en moet gedigte skryf. Dis 'n onveranderde liefde.
Shakespeare, en ek het nooit gedink dat ek Shakespeare in my lewe sal aanhaal, toe ek Shakespeare gelees het op skool nie, maar Shakespeare het in Sonnet 16 het hy geskryf, daar is so hier en daar 'n Engelse persoon in die kerk wat dit dalk makliker net sal vat. Shakespeare het in Sonnet 16 geskryf, Love is not love, which alters when it alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it's an ever-fixed mark. Love alters not with this brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error and upon me proved, I never writ, nor no man ever loved. En nou sien ek daar's, Ek sal in my lewe nooit 'n kers kan vashou langs Shakespeare nie. Maar ek kan Afrikaans praat. En hierdie losgerammel is vandag vir my die opsomming van vandag se preek. My vrou, my vriende, my broers, al sou tyd vergaan, God se liefde sal bly staan. Al sou ek jou naam vergeet. In God se boek van die lewe blom jou naam in kleur. Rooi, die kleur van sy bloed, geskryf op wit, want al was jy skarlakenrooi, jy sal wit word soos sneeu. Al sou ek my naam vergeet. God het sy vingers in bloed gedoop, en op my voorkop blom sy naam in nuwe hoop. Vrygekoop. Een God, al een, voor wie ek staan en weet, hy is liefde. Hy wys, hy sorg, hy leer. God, net God alleen. Amen. Kom ons bid saam. Here, u kerk op aarde het vir honderde jare deur vrede geloop. Ons weet nie regtig wat dit is om vervolg te word vir ons geloof nie. Ons Franse voorsate, die Hugenote, het gevlug uit Europa, uit Suid-Afrika toe vir hulle geloof. Maar ons weet nie regtig wat dit is om te moet opstaan in verdrukking vir ons geloof nie. Maar Here, as ons die tekens van die tye lees, dan lyk dit die tyd is hier. Die tyd is hier om regop te staan en te sê, saam met Daniël, ek sal geen ander God of standbeeld aanbid nie, net God alleen. Here, die tyd het aangebreek vir ons om saam met Stefanus te sê, Jesus het gesterf vir die wêreld se sondes. En as mense klippe optel, om ons dood te gooi, om op te kyk hemel toe en te sê, ek sien die hemel geopen. En ek sien Jesus aan die regterhand van God waar hy regeer. Here, my gebed is dat U ons sal bewaar van hierdie lyding. Maar Here, nogtans nie so wat ons wil nie, maar so wat U wil. Here, of dit lyding of voorspoed is, my gebed is dat U
ons monde sal oopmaak, sodat ons vir die wêreld sal sê, waarlik, Jesus is gekruisig, en hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood uit, en hy het opgevaar hemel toe, en ons verwag hom terug. Here, help ons om so te leef, en so te glo, en so te dink, en so te droom, dat wanneer daar die trompette geblaas word, en U op die wolke terugkom aarde toe, dat ons nie skaam sal wees vir dit waarmee ons besig is nie, maar dat ons sal uitsien na die bruilofsfees van die Lam. Here, my grootste gebed vir myself, en vir Sentraal Gemeente, en vir Van der Bouwpark, en vir Suid-Afrika, is dat ons die woord sal indrink, dat ons 'n honger en 'n dors sal kry na U woord, wat deur niks anderster as deur U gevoed en gedors en geles kan word nie. Here, help ons om die Bybel te lees, van Matteus tot Openbaring, van Genesis tot by Maleagi. Here, wanneer ons dit nodig het, o Heilige Gees, gee vir ons die woorde wat ons op daardie stadium nodig het. Vader van genade, ons dank U dat U vir ons sorg. En ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser. Nie omdat ons enigiets verdien nie, maar met dankbaarheid. En God se gemeente sê, Amen.